sukkel om julle by die tafel te kry. Partykeer is ek sommer lus en los julle dat julle kos koud word. My Rice Krispies is al klaar koud. Want pa eet dit met koue melk, soos ons almal. Hoekom hou jy dan? Ek het van die toast gepraat. Sê dan so. Soek jy nou iets om oor te stry? Nee, maar wens jy wil ophou om so in raaisels te praat. Pa, alle vrouens doen dit. Ekskuus, Mr. Know-it-all. Ek het op 'n internetsite gelees dat 99% van vrouens sê nie wat hulle bedoel nie. Wat 'n internetsite. Whennomeansyes.com. Nou, ek het nuus vir jou. As 'n vrou sê nee, dan is dit nee. Nooit iets anders nie. Alle mans moet dit asseblief in hulle koppe kry. Ek het al op 'n bejaarde manier geleer dat dit een woord is wat julle ma bedoel. Is dit? Dit en ek het 'n kopseer. Dan is maar 'n deel van daai 1% van die vrouens wie se nee beteken. Korrek. En ek hoop Lapsie is ook. Nee, juffroutjie. Natuurlik ma, vra maar vir tennis. Vra vir tennis wat? Kan ons asseblief oor iets anders praat? Raak die gesprek vir jou ongemaklik? Ja, en ek bedoel dit. Maar die alles los as 'n man dit net waag om te sê nee. Ek het 'n kopseer. Nou, dis een van die eerste tekens dat daai manne 'n affair het. Sê wie? Elke vrou weet dit is algemene kennis. Ek het dit nie geweet nie. Want jy's 'n man. Ek het dit ook nie geweet nie. Want jy's 'n skooldogter wat nog jou kop goed moet stamp. Toe ek klein was, het ek baie keer my kop gestamp. Hoekom verbaas dit my nie? Die probleem was, my driewiel het net 2 wiele gehad. Pa, hoe ry mens op 'n driewiel wat net 2 wiele het? Baie moeilik. 9 uit die 10 keer maak jy 'n ongeluk. Ouers wat vir hulle kinders liegstories vertel gaan reguit hel toe. Wat van kinders wat vir hulle ouers lieg? Waaroor het jy vir ons gelieg? Niks. Ek is nie die kind in hierdie huis wat lieg en vir ouers goed wegsteek nie. Shut up man. Shut up jy. Is daar iets wat jy vir ons moet vertel, juffroutjie? Nee ma, die dik gat praat deur sy ore. Ou Melvin daar by my werk kan veels geluk liewe maatjie deur sy neus vlieg. Tennis se pa kan die hele Nkosi Sikelele op die klavier speel met sy dinges. Ongelooflik. Ek self kan net sing tot by die 3de woord. Ek ook. Is net so goed ek sing in Chinese. Dalk is dit Chinese. Daai oom van Rooyen doen dit net wanneer hy getrek is. Mens kan nie glo dat daai man 'n dominee was nie. Jy weet, dit is mense soos hy wat daai beroep 'n slegte naam gee. Nou, ons mense soos hy Moego van 'n Melvin wat jou beroep 'n slegte naam gee. Melvin is 'n baie harde werker. Hy ken sy batteries. Dis net sy persoonlike lewe wat so effens af is. Effens af, hy's common rubbish. Maar sy hart is op die regte plek. Ek kan hom nou bel en sê, Melvin, ek het hulp nodig. En binne 10 minute is hy hier. Is dit? Bel jy vir daai Dr. Proctor baas van jou en hoor wat sê hy. Sorry, I is in my jacuzzi. Make an appointment vir volgende Dinsdag. Jy weet jy kan vir my enigiets sê. Ja, ek weet ma. Sê dan vir my hoekom jy so te kere gegaan het toe jou dik gat boetie geskimp het dat jy iets vir jou ouers wegsteek. Hy moet liewer net sy dik neus uit my sake uithou. Wat is sake? Ma druk my nou in 'n blik en dan voel dit asof ek iets verkeerd gedoen het. Het jy iets verkeerd gedoen? Nee. Ek is jou ma, ek ken jou baie beter as wat jy dink. Wat is dit? Ek was van plan om vir ma te sê, maar in my eie tyd. Nou is 'n goeie tyd. Miskien, maar dis nie my keuse nie. Ek wil wag tot die naweek. Nou is 'n baie goeie tyd. Beloof eers, mos sal nie uitdak nie. Is dit iets wat my normaalweg sou laat uitdak? Ek weet nie, miskien. Okay. Ek's reg, sê maar. Die rede hoekom ek nog nie nou al wou sê nie, is omdat ek geweet het mos sal dit onmiddellik wil sien en ek wil eers wag dat dit genees het. Het jy wragtig 'n tatoe gekry? Nee, ma, piercing. Maak oop jou mond. Ek sien niks nie. Dis nie bo nie. Is dit daaronder? Deur my naaltjie. Deur jou naaltjie? Ja, ek het vir my gister 'n naaltjiering laat insit. Al wat ek weet is dat jy gister net saam met daai rubbish van Rooyen gaan koffie drink het by die mall. Dis wat ek gesê het, maar dis nie wat ek gedoen het nie. Dan jy mos vir my gelieg. Ja, sorry. Wys my daai naaltjiering. Ek het watte en 'n pleister daaroor. Ek sal maar vanaand wys as ek klaar gestort het. Ek probeer baie hard om nie uit te hak nie. Een of ander piercing moes ek seker verwag het. Kyk net hoe vol is jou boyfriend van die goed. Hierdie was my keuse. Ek wou nog altyd 'n naaltjiering gehad het. Wat my eintlik meer ontstel is dat jy vir my gelieg het. Hoe kan jy verwag ek moet jou vertrou as jy sê jy gaan een ding doen en dan doen jy iets anders? Ja, maar ek het mos al gesê ek is sorry. Beloof my, jy gaan net geen meer piercings hier bo of laer as jou naaltjie kry nie. Wat dink jy van
my. Hulle sê daai piercings is soos drugs. As jy dit eers een keer gehad het, dan weer nog meer en meer op allerlei snaakse plekke. Maar lees te veel van daai vroue tydskrifte. Wat presies bedoel jy daarmee? Daai tydskrifte oordryf altyd alles. Laat dinge erger klink as wat dit werklik is. Anders verkoop dit nie. Gaan jy vir jou pa van jou piercing sê of moet ek? Sal maar dit asseblief doen, wanneer ek by die skole is of so. Asseblief, mami? Is dit nie altyd dat hierdie skooter 'n nuwe battery nodig het nie? Dink nie so nie. 'n Bietjie daar by my werk en draai kom ry laat ou Melvin vir jou 'n free battery check kan gee. Met 'n charge meter wat werk. Ja, nie die een wat ons vir die customers gebruik nie. Daai meter is so gejippe om wetenskaplik te bewys dat enige battery zat is. Is dit nie oneerlik nie? Tricks of the trade, almal doen dit. Net omdat almal dit doen, beteken dit nie dat dit reg is nie. Ons volg maar net die regering se voorbeeld. Pa, ek dink om vir my verjaarsdag 'n poolparty te reël. Het ons nie na die laaste disaster van 'n party besluit om nooit weer een hier te hou nie, Ja, maar dit was nie eintlik 'n regte party nie. want niemand het opgedaag nie. Tenis van Rooyen net. Dit het ons amper 'n jaar gevat om daai party van jou se peanuts en chips op te eet. Ek weet, pa. Daar's nou nog in daai garage 3 kaste vol van daai koeldrinks. Die keer gaan ek baie minder mense nooi. En Tenis gaan my help om elke persoon wat ek genooi het persoonlik te gaan oplaai met sy ma se kar. Ek wil nie weer hê dat jy na die party vir 3 dae in jou kamer moet sit en huil nie. Ek het my les geleer, pa. Regtig. Dit is deel van my en Tenis se plan om vir my 'n cherry te kry. Ek gaan nie nou ja of nee sê nie. Ek moet eers met jou ma hieroor praat. En ons gaan ook net cherries nooi. Dis dit. 'n Cherry kan ook net kwalifiseer om uitgenooi te word as sy nie 'n vaste ou het nie. En hoeveel cherries is jy van plan om uit te nooi? 10. Dan staan ek ten minste 1 uit 10 kans. Ek sal met jou ma daaroor gaan praat. Maar jy weet, Blapsie het nog nie eens haar eie party hier gehad. Lapsie het 'n naalkering. Huh? Ek moet ry, anders dan gaan ek laat wees. Bye. Blapsie! Ons het vandag by die college ons intern plasings gekry. Wat beteken dit? As deel van my kursus moes ek vir 5 weke lank by 'n maatskappy gaan werk as 'n intern. Volgende jaar moet ek dit ook doen. Hulle plaas ons uit na verskillende hotelle toe. Waar gaan jy werk? By die rekenaarafdeling van 'n helse groot versekeringsmaatskappy in die Kaap. In die Kaap. Ja, is lekker by die see. Weet Blapsie hiervan? Nog nie. Ek het jou eers te kom vertel. Sy gaan glad nie daarvan hou nie. Dit is in belang van my loopbaan. Ek het geen ander keuse nie. Wanneer waai jy? Sondag, ek vlieg af. My ma het betaal. Dan gaan ek al bly by my tannie in Parow. Is Parow naby die see? Nie naby genoeg sodat jy die see kan sien nie, maar naby genoeg om soontoe te ry met 'n trein. Wel, jy's gelukkig. Maar wat nou van my party? Dit sal moet wag totdat ek terugkom. 5 weke is langer as 'n maand. Dit is dan maar baie lank om droëbek hier in my kamer te sit. Ek sal my laptop by my hê, ons kan mekaar gereeld Skype. Dit is 'n briljante idee. Moenie vir Blapsie sê nie, maar daai Kaapse girls is glo glad nie skaam nie. Hulle laat waai. Waar hoor jy dit? By my pa. Is dit? En daai girls maak die ouens wat van Gauteng afkom stikkend, want al die Kaapse laities is dom gerook van die boom. Ek het iewers gelees dat boom 'n mens se manlikheid aantas. Seker net as jy dit oordoen. Ja, seker maar. Ek weet nog nie hoe ek vir Blapsie gaan sê ek gaan weg wees vir 5 weke nie. Sy gaan 'n tantrum gooi. Wil jy hê ek moet haar sê? Nee, dis iets wat ek self moet doen. Uit ordeentlikheid. Ek ken haar. Sy gaan sê sy verstaan
En nes jy dink dat alles oukei is, gaan sy begin huil en nie ophou huil voordat jy self ook nie huil nie. Dit gaan nie lank vat nie, want ek huil taamlik maklik. Ek gaan jou baie mis. En ek vir jou. Weke? Oh, net 5. Dis langer as 'n maand. Dit gaan vir my net so swaar wees, Genien. Ek is so geskok. Ek het skoon 'n narkel op my maag. Ek is verskriklik jammer ek moet dit aan jou doen. Maar dit is in die belang van my loopbaan. En dit, net nou ek deur al die pyn gegaan het om vir jou 'n naalkering in te sit. Ons gaan mekaar gereeld kan SMS en e-mail en Skype. Dis nie dieselfde as om by mekaar te wees nie. En jy weet dit. Op Skype sal jy ten minste vir my jou naalkering kan wys. Ja, seker, jou rubbish. Ek verstaan hoekom jy moet gaan. Ek sal dit maar net moet aanvaar. Ek weet dit is 'n baie lang tyd. Maar sal jy vir my kan wag? Ek sal. Dit was my baie groot skok, maar ek is nou okay daarmee. Regtig? Ja, gaan Kaap toe, doen wat jy moet doen, kom terug na my toe as jy klaar is. Dankie. Ek is vreeslik bly jy verstaan. Ons is al te groot mense. Hierdie tipe van ding gebeur. Dit sal 'n baie goeie toets wees vir ons verhouding. Wat 'n toets? Of jy vir 5 weke kan uithou sonder om my te flip en verneek. Ongetwyfeld ja. Dit is die laaste ding waar jy hoef te worry. Ek hoop ek sal kan uithou. Hæ? Dit is onsaglike lang tyd. Maar jy sal kan uithou. Nee? Jong, ek weet nie. Ek is baie warmbloedig. Sal jy ten minste probeer? Ek beloof jou, ek sal net so hard probeer soos jy. O. Okay. Ons sal mekaar net ten volle moet vertrou. Sure. Ek is bly so volwasse hieroor. What will be will be. Ek moet sê jy vat hierdie baie beter as Faatjie. Het hy weer begin chunk? Ja. Vir so groot ou het hy maar 'n klein hartjie. Ek sal seker as ek vanaand alleen in my bed lê, die werklikheid begin insink. Dan sal ek seker oor jou begin huil. Opsie. Ek gaan jou vreeslik mis. Ek vir jou. Kom hou my vas, jou rubbish. Trane dal, sê ek jou. Mense sweer daai rubbish van Rooyen gaan weg vir 5 jaar, never mind 5 weke. Ek dink die breek sal hulle goed doen. As hy vir Blapsie kan oortuig om 'n ring deur haar naaltjie te druk, wie weet wat anders kan hy haar oortuig om te doen. Dalk oortuig sy hom. Daaraan het ek nie gedink nie. Ja, jy's die een wat gesê het hulle mag in hierdie huis vry, moenie nou kla nie. As dit by vrykom, hoop ek Blapsie aard na my en hou matigheid voor oë. Ekskuus. Ek kla nie, maar in ons verhouding is dit gewoonlik jy wat die eerste moves maak. Want subtiele seduction werk nie met jou nie. Jy leef in die eenvoudige aan of af wêreld van nee, ek het 'n kopseer of ja, ready, steady, go. Ek verstaan nie wat jy sê nie. Jou probleem is, jy sien ons slaapkamer is een massiewe groot microwave oond. Dit verstaan ek nog minder. Woeps, waps, geplaps. Huh? 'n Vrou sien 'n slaapkamer eerder as 'n slow cooking koolstoof. Bitter min mans verstaan dit. En ek is een van hulle. Ek weet. Dit is presies waaroor ons vanoggend op die stoep gepraat het. Hierdie is nou een van daai kere waar ek weet jy iets sê en iets heeltemal anders bedoel en ek het nie 'n klou wat nie. I give up. As jy nie nou weet nie, sal jy nooit weet nie. Ek sal Saterdag vir jou heater gaan koop as dit jou sal gelukkig maak. Maar wie het iets gesê van 'n heater? Jy gooi sulke wille skimpe van 'n microwave en 'n koelstoof in die slaapkamer. Sê net reguit wat jy bedoel. Ek het. Nee, reguit is ons slaapkamer is yskoud. Gaan koop vir my 'n heater. Dit klink soos 'n bevel. Okay, met feeling. Ons slaapkamer is yskoud. Gaan koop vir my 'n heater. Jou rowwe bliksem. Miskien is dit hoekom ek so lief is vir jou. Wat is? Partykeer is jy so innocently stupid, jy's skoon cute. Is dit? Ja. Jou rowwe bliksem.
sou net daar 'n klap gegee het. Is dit? Regtig? Kom juffroukie, hou op chat, jy's aan tafel. En wat sê jy toe? Ek het dit ook gedoen, dit is awesome. Blapsie, asseblief. Hoorie, ek word alweer gedwing om Kubai te sê. My ma. Okay, dan praat ons verder by die skool. Bye. Gaan jy vanmôre niks sê nie? Môre seun, Môre pa. wanneer skryf jy eksamen? Môre pa. Môre seun. Jy weet partykeer, soos nou byvoorbeeld, voel dit of ek die enigste normale mens in hierdie huis is. Want dalk is ek die een wat af is. Daar's niks fout met jou nie, Molly. Ek weet ek kon dieselfde van jou sê. Toe pa klein was, het hy sy kop baie gestamp. Op sy 2-wiel, 3-wiel. Jy moenie spot nie. Ek kon my brein beskadig het. Nog 'n bietjie koffie? Thanks. Hel, ek dink ek gaan my tennis van Rooyen verskriklik mis. Dis nou iets wat ek sou verwag Blapsie sou sê. Ek gaan hom ook mis. So baie soos ek nie. Hy is my beste vriend. Hy is jou enigste vriend. Hy's my ou. Dis daai tomahawk hare van hom wat hom soos 'n hoender laat lyk. Dis 'n mohawk, pa. 'n Hoender wat op 'n lewendige draad getrap het. Hoe sou jy gevoel het as die kinders sulke aanmerkings oor jou vriende maak? Hulle weet ek joke maar net, né? Sien. Hulle weet hulle pa is 'n grapgat is dit. wat te bang is om met sy kinders te raas as hulle iets verkeerd gedoen het. Ek hou nie daarvan om met my kinders te raas nie, want gewoonlik voel ek aan slegter as hulle. Nou moet ek die raaswerk doen en dan lyk ek soos die heks in die huis. In my ouer huis was my ma die heks. Sy is nog steeds. Ma hoef glad nie te worry nie. Ma kom nie naby ouma nie. As dit by hekse kom, speel ouma vir die Springbokspan en ma vir onder 13B. Ek mag nooit op laerskool rugby gespeel het nie. Hoekom nie? My ma was bang ek stamp my kop. Kon gisteraand glad nie aan die slaap raak nie. My brein wou net nie ontspan nie. Dis hoekom jy so tens is. Ek's baie opgewonde om Kaap toe te gaan. Maar terselfdertyd is ek ook baie bekommerd. Waaroor? Oor jou. Ag, dis sweet. Jy hoef nie oor my te worry nie. Ek sal okay wees. 5 weke is 'n baie lang tyd. Jy gaan wel uitgaan, veral oor naweke. Obviously you're rubbish. Jy het tog nie van my verwag om die hele tyd net by my huis te sit en nie saam met my vriende uit te gaan nie. Eintlik verwag ek dit. Ekskuus meneer van Rooyen. As dit saam met meisie vriende is, miskien. Maar nie saam met mans vriende nie. Gaan jy ook daar in die Kaap, waar die girls glad nie skaam is nie en van Gauteng se ouens hou, ook net by die huis sit en niks doen nie? Hy broer van jou kan ook niks vir homself hou nie. Sê my net reguit, vertrou jy my nie? Vertrou jy nie vir my nie? Ek het jou eers gevra. Ek probeer baie hard om jou te vertrou. Maar dit sal my geweldig help as jy my beloof dat jy vir die volgende 5 weke nie sal uitgaan nie. Sal jy vir my dieselfde beloof? Natuurlik, ja. Al wat ek gaan doen in die Kaap is werk, eet en slaap en dan weer gaan werk. Miskien nou en dan 'n bietjie TV kyk, maar net na goeie, gesonde gesinsvermaak. OK, dan is dit al wat ek ook in hierdie huis gaan doen, tot jy terug is. Beloof? Ek beloof. Dankie. You're welcome. Dit was te maklik. Glo jy my nie? Natuurlik glo ek jou, glo jy nie vir my nie? Ek glo jou net soveel soos wat jy my glo. OK dan, Blapsie. OK, Dennis. Jou koffie staan en koud word in die kombuis. Ek wou nou net opspring om dit te gaan haal. Nee, jou bogger, jy weet as jy dit nie kom haal nie, gaan ek dit al vir jou aandra. Daai gedagte het toevallig deur my brein geflits. Mense sweer van Rooyen gaan vir 'n jaar weg soos Blapsie aangaan. Toe ek jonk was, het 'n jaar vir my ook soos jare gevoel, veral toe ek dan net 6 was. Miskien omdat jy staan en 6 2 keer moes herhaal. Ja, maar dis nie nou nodig dat die kinders dit hoef te weet nie. Toe maar ek sal dit geheim hou. Ek is 'n rolmodel vir daai kinders. Ek wil nie hê dat die goeie voorbeeld wat ek vir hulle stel deur onbelangrike feite opgemors word nie.
Jy weet jy klaar dat ek een ding sê en iets anders bedoel. En hier doen jy presies dieselfde. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy spin my 'n storie dat jy 'n role model vir die kinders moet wees en 'n voorbeeld, terwyl jy eintlik nie wil hê dat hulle moet weet dat jy standaard 6 gedryf het nie. Seker nie. 2 keer. Ja, maar dis nou nie nodig om dit vir die bure ook te verkondig nie. Die bure, ag. Asseblief, hulle dink in elk geval nie veel van ons nie. Ek het besluit ek gaan jou Saterdag vat en dan gaan kies jy vir ons slaapkamer 'n splinternuwe top of the range heater. Ons niks fout met die ou heater nie. Nou maar soos ek verstaan Jy het het verkeerd verstaan. Ek het van jou gepraat. van my, is ek soos 'n ou koolstoof. Nee, jy's soos 'n microwave, blitsvinnig. Ooh. Is ek te vinnig? Yep. Slow down. Enjoy the ride. Okay. Scuttable.